liefsien van God het nog geleer. O Jesus doen het weer. O Jesus doen het weer. Ja, hier die geslag. Jy weet, ons wil partykeer voel, ons wil jubel en juig in die naam van die Here Jesus Christus, vir sy grootheid, vir sy goedheid, en waar u nou saam met my, Andries Besaid nou weer kuier, by ons program Jesus doen het weer, is dit so lekker om my te sê, elke keer, nog een keer, weer een keer, ons kan nie ophou om die grootheid en die goedheid van ons grote God te erken nie. Ons kan nie ophou om hom te verheerlik nie, ons kan nie ophou om hom hulde en ere te bring nie. En ek wil vir u vra, daar waar u is, maak nie saak wat gebeur nie, as u deur 'n storm in die lewe gaan, begin die Here te loof en te prys. Raak werklik stil voor God. En dit is so belangrik, dat ons stil sal raak voor die Here. Dat ons werklik in ons binnekamer sal gaan, of 'n gebedsplek het, of ergens in jou voertuig, as jy nou die voorreg het wat ons het hier in die Kaap, om net langs die see te stop, en net stil te raak voor die Here, dan beloof ek u sal al hoe meer en al hoe meer ingestel word om die stem van die Here te hoor. En vandag gaan ons nou verder aan met my oom Dries Kleinhans, waar hy vir ons verder gaan vertel, die pad wat hy hierdie jare al gestap het, in sy lewe tot dusver, met die Here, en hoe die Heilige Gees ook vir hom dinge gewys het, geleer het, en wonderwerke wat plaasgevind het. Maar er is baie dankie. Dankie vir die opoffer om werklik vandag weer hier te kom sit en verder te kom gesels oor die grootheid van die Here. Baie dankie Andries, my voorreg en soos hierdie geleentheid het, dan moet ons die wêreld buite laat weet dat Jesus Christus is koning, hy leef en hy is die Alfa en die Omega, begin en die einde, die maker en die skepper, die krag, die waarheid en die wysheid. Die wêreld moet dit weet. Baie dankie daarvoor. Maar jy weet, ek besef net een ding, terwyl ons nou so gebreek het vir die tweede opname, dat baie keer dink mense daar buite, hulle is nie goed genoeg om 'n kind van die Here genoem te word nie, of hulle is nie goed genoeg om die evangelie te gaan verkondig nie. En dis 'n ding wat die vyand so dikwels gebruik om 'n persoon se bediening, 'n persoon se roeping te breek. Ek meen, die Here het nie verniet vir ons gesê in die woord dat hy het jou geroep by die naam nog voordat in jou moederskoot was. Die Here het 'n plan met elkeen daar buite. Stem hom aan hy saam? Dis net so, absoluut, ja. Vertel ons 'n bietjie, wat het in die tyd wat oom werklik nou alles gee vir die Here as gesin. Ek weet Tannie Nelly is in my oë, is ek verskriklik lief vir haar, die mens, haar geesmens, sy, ek wil amper sê, sy die vrede wat ek glo, wat sy uitstraal, wat net die Here Jesus Christus vir jou kan laat uitstraal. 'n Mens kan nie uit hulle self nie, daai Tannie is net so, ek het haar nog nooit anders gesien nie. Maar kom ons gaan nou weg van daai kant af, en ek gee vir oom Andries dan die geleentheid, vertel ons 'n bietjie meer van dinge wat gebeur het in oom Andries se lewe, in die kerkewêreld, in die evangelietyd. Andries, ja, dis is 'n baie sterk vraag wat jy vra in die evangelietyd, en ek dink as 'n mens tot bekering kom, waar my bekeringshuis gewees het, Brakkom Wes, saam met pastoor Jean Labuschagne, ek dink in die bekeringstyd, dis hoe ek het geervaar het, is daar min van jouself betrokke, omdat jy alles wil inneem wat jy hoor, want dit is 'n totaal ander baan wat jy nou loop. Jy was in die wêreld en nou het Jesus Christus aangeneem en nou kry jy hierdie voedsel en jy neem in en jy neem in en jy neem in en jy groei met tyd groei jy, maar ek het maar stadig gegroei, want ek het seker die eerste 2 jaar dat ek my oor my sonde gehuil in die kerk. Dit was wel net baie emosioneel geweest as ek net gedink het,
watter roete en watter pad ek gestap en gewandel het en wat is daar werklik waar te vinde in die huis van die Here by die samekoms. Nou ja, en dan het ons maar soveel as wat ons kan betrokke gaan raak. Ek dink dis 'n baie belangrike ding as jy jou lewe verander het om betrokke te raak en jy moet soveel as wat jy kan met jy doen en groei daardeur. Maar dan gebeur dit, jy sien, tog kyk jy na ander geestelike leiers wat voorbeelde is in 'n gemeente. Ek meen jy is pas, ek was 27 jaar oud toe ek tot bekering gekom het en dan het ek my senior my oomies en tannies daar gehad, wat ook hier so seker, ook daar al by die 50, 60, 40 daar rond is in lewe en ek het hulle gesien optree. Ander kon ek van gekyk het en gesê, ja, ek kan regtig kyk, dis voorbeelde. Ander het ek weer gedink, ek wonder of dit die werklike manier is en ek het maar altyd my maatstaf in die woord gehad. As ek die Bybel gelees het ek gekyk, wat sê die Bybel, wat sê die Psalms, wat sê Spreuke, wat praat Job. As ek so 'n geval sien, dan gaan ek maar, dan kyk ek in die skrif, wat leer ek daarby. Ja, en dan het ek maar gesien in my lewe, ek was saam in Brakpan West, was seker 'n goeie 8 jaar na my bekerings tydperk het ons daar saam die Here gedien en toe soos daarvan af het ons verhuis Delmas toe, waar ons op die plase betrokke geraak het. En ons het baie lang daar betrokke gewees, in 85, nou ja, daar het ons by die AGS aangesluit op Delmas, wat ons ook wonderlik saam die Here gedien het, ook maar betrokke geraak, soos waar ek in Brakpan West opgehou het ons weer daar betrokke geraak, en al die dinge wat gekom het. Maar partykeer Andries, en dit is dalk nou nie die mooiste goedjies om te onthou nie, maar dan is daar maar dalk, jy weet, mense hier of daar wat nie tevrede is, miskien is dit nie tevrede nie, miskien is dit dalk so 'n bietjie geestelike afgunstigheid of iets in die aard, jy verstaan wat ek sê, en dan soos wat jy nou groei, moet jy versigtig wees van jouself se kant af, dat jy daai goede kan verwerk, ek weet, en ja, dan gebeur daai tipe van goedjies, en het is besluit in ons lewe, jy weet, ons gaan nie daaroor argumenteer nie, ek weet, die skrif is baie duidelik daaroor, as jy dan jy paadjie moet aangaan, dan moet jy paadjie aangaan, maar dan elke keer, as daar so iets sou plaasgevind het, en jy jou goedjies by die regte plek gelos, dan het die Here voorsien, ons is van Delmas af, ons het daar 10 jaar het so saam pastoor Johan Joubert gedien, wonderlike man van God gewees, hy het verder in ons gebou, soos toe Sandra se wêreld toe, ons het op Droogfontein op die plaas daar gebly, en Delmas was toe nou omtrent so 9 kilometers of 10 kilometers verder, en Sandra is ook 'n AGS gemeente gewees, en ons het toe saam daar gaan dienshou, en saam met pastoor, hy is nou oorlede, Johan Hatting, 'n baie kwaai pastoor gewees. Jy is 'n gesalfde, of jy is nie 'n gesalfde nie. Hy was baie streng gewees. Hy het nooit dieselfde tyd as ons in die bidkamer by mekaar gekom nie, maar as hy by die bidkamer kom en hy hoor nie, daar's 'n gedruis nie, dan het ons kerkraad en ouderlinge dit gehad. So ja, ons is baie bang vir, as ek sê bang, is ek nie bang nie, maar ons het geweet, op watter plek moet ons wees, is by hom in die bidkamer, ons het weer daar, het ons gegroei, ons het goed gesien, hy was weer een meer senior diensknegt van God gewees, baie lief vir die Heilige Gees, ontsettend lief vir die Heilige Gees, hy het geglo aan genesingsdienste, wonderlike man gewees, daar het ons ook 'n paar jaar saam gedien,
En ja, van hom af is ons toe na die AGS in Springs toe. Ons het ook 'n paar jaar gedien. Ek dink ons is ook so amper 10 jaar saam met pastoor Johan Hating gewees. Toe het hy afgetree. En nou ons het maar gesukkel om met die nuwe soort van Pinkster aan te pas. Ek is nou baie eerlik met jou. Ons het maar so 'n bietjie gesukkel en toe is Lofoor toe. Ons het in elk geval toe in Springs gaan bly. Ons het daar van die wêreld af getrek, plek gekoop in Springs in 5de Straat. En ons is toe by Lofoor aangesluit en ons het by Lofoor saam met pastoor Stoffel Diemenaar was is ook 'n baie lang tyd gewees en ja, ek weet nie, ons is seker 'n goeie 5 jaar, 6 jaar as aan pastoor Stoffel gedien. Toe die Here met my gepraat en gesê, jy weet, ons moet ons tentlyne trek en ons moet dit verder inslaan en ons moet verder werk vir die Here. Wat ons toe nou maar gedoen het, maar ons het dit dalk nou op 'n baie snaakse manier gedoen. Ons het toe gebesluit om die gemeente te bedank. Stoffel vir ons gesê, ons moet maar baie mooi dink oor wat ons gedoen het en ons het vir 8 maande lank het ons geen vaste gemeente gehad nie. En was ons elke Sondagmôre in 'n ander gemeente gewees. Ons het dalk hier en daar het ons so 2 of 3 keer of tot 4 keer maksimum by 'n gemeente in die oggend gewees en dan het ons weer verder ingegaan. Maar vir 8 maande lank het ons gaan kyk wat gaan aan. Wat kom van die kansel af, wat kom van die banke af, wat is die metode, waarheen moet ons gaan, wat moet ons maak, maar weet jy, nou almal se verskille kan ek het vandag sê as ek met die luisteraars as ek die luisteraars sien, maar het alles op 'n manier teruggekom na waar het begin het by die voete van Jesus Christus. Jy het jou eie gedagtegang, hoe jy goed sien in die lewe, maar dit kom terug na waar jy begin het. Weet stil en luister na die woord van God. En laat die gees van Jesus Christus met jou praat. Daar's baie ander maniere wat jy dit kan doen, maar dan is die ek in jou plek, in jou pad, die ek in jou plek. En dis een ding wat 'n mens moet baie mooi verstaan in jou lewe, dat as jy koninkrykswerk doen, dan is daar 'n koortjie wat gesê het altyd in jou lewe, wat ons gesing het, jy weet, be still and know that I am God. Ja. En dit is nogal 'n aardige stuk paadjie om te stap, om partykeer maar die minste te wees, want die ek is mos daar, jy weet. En as jy dit kan regkry in jou lewe, waar jy die minste kan wees, dan kom die regte antwoord na jou toe, en dan kan jy weer die regte pad volg. Ek is nog nooit in my hele lewe was ek ongelukkig gewees, of jammer of spyt, dat ek 'n besluit in my lewe geneem het om my sportloopbaan op te gee, en die pad in die rigting in Jesus Christus in sy lewe te werk. Ek was nog nooit daaroor jammer en spyt gewees nie. Tot vandag toe is ek die gelukkigste pa. Ons het 'n gesin wat saam die Here dien, wonderlike vrou, wonderlike kinders. Ek sê baie in gesprekke, ek begin sommer vandag weer, nie môre nie, ek begin sommer vandag weer my gesinslewe oor, want ek het dit op die regte plek begin met hulle by die voete van Jesus Christus gewees. En dis my absolute voorreg om vandag vir jou te sê, hierdie 4 kinders dien almal die Here. Hulle is by die koning, ons weet waar is hulle vanaand, hulle is in die huis op hulle knieë, en besig om met God te praat en 'n verhouding te weet. Dit is my absoluut wonderlik in ons lewe. Dis die kort pad, nou ja, en nou is ek by Kruiskyk Familiesentrum in die Kaap, die beste plek op Afrika. Ja, nooit gedink dat ek en oom hier sal saam die Here dien nie. Wys net hoe werk die Here. Die Heilige Gees
Die Heilige Gees, praat baie mense van 'n gentleman. En ek weet oom is baie lief vir die Heilige Gees. Dit is so belangrik om werklik vir die Here te vra om dat jy die regte stem hoor. So maklik kan die vyand, en kom die woord praat van, daar is valse profete wat ingeslyp het, valse leringe wat ingeslyp het. So jy kom baie keer nie eens altyd agter dat 'n persoon of persone eintlik 'n valse lering wil inbring of jou oortuig van goed wat nie volgens die woord is nie. En as jy werklik ingestel is op die Heilige Gees, gaan dit nie vir jou 'n probleem wees nie. Jy gaan dit dadelik optel, of dit gaan vir jou 'n paar dae van, dan gaan jy dadelik op. En dit is wat oom nou gesê het, is jy moet nie ongelukkig raak in die bediening in die kerk nie. Jy moet werklik nederig wees en die Here sien dit raak en die Here gee vir jou die krag en deur die middel van die Heilige Gees om daardeur te gaan. En baie mense daar buite sê hulle gaan nie meer kerk toe nie, want die kerk het hulle seer gemaak. En dit is so ver van die waarheid af soos nog iets. Absoluut. Want dit is nooit die kerk nie, dit is 'n persoon. En ek voel net gelei om vandag te sê, my boetie, my sussie, as iemand in die kerk jou seer gemaak het, spreek hulle vry. Dit is so belangrik, dat jy hulle vry spreek, sodat jy of ek kan vry word daarvan. Vertel ons 'n bietjie van die Heilige Gees. Ek weet hoe man is baie lief daarvoor. Ja, ek dink dis waaroor dit vir ons gaan in die lewe, om die stem van die Heilige Gees te hoor en dit te verstaan. Andries, ja, ek het hierdie saak vir my uitgemaak ook in my lewe, in my tyd van waar ons die Here by dien. En een ding wat ek deur die woord, ek hou van Bybelstudie. Ek doen baie Bybelstudie. Die skrif sê ons moet sy woord ken, ons moet dit nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs wees nie, ons moet sy woord ken en ons moet makers wees, ons moet hoe sê die woord vir ons, dat die geloof sonder werke is dood, nee, ons moet daders wees, as die woord wat ek soek, ons moet daders wees van die woord. Maar ek het in my lewe geleer, as ek die skrif, die Bybel lees, dat alles wat Jesus gedoen het, deur die Heilige Gees, was nooit aanstootlik gewees nie, was altyd aantreklik gewees in die lewe. Ander woorde is, ek het makliker verstaan, verduidelik en vir die kykers by te sê en sê, dat as jy incident het in 'n gemeente, is dit 'n negatiewe incident of is dit 'n positiewe incident? En as jy dink in jou plek waar jy besig is om jou geestelike lewe te versadig en saam met jou geliefdes die Here te dien, dat die Heilige Gees en Jesus Christus sal nooit met 'n negatiewe gedagte na jou toe kom nie. As daar 'n negatiewe tyd betrokke is, dan is dit absoluut nie die Heilige Gees wat jou praat nie. Want hy is liefde, hy is wysheid, hy is waarheid, en hy is altyd insiggewend. Hy is jou leisman. So dit kan nooit die negatiewe kant wees nie. Ek dink as dit jou negatief raak, en maklik, miskien sal ander my dalk nie maklik verstaan nie, dan moet jy maar net jouself gaan kyk, en dis dalk die moeilikste ding van alles, om bietjie te gaan stil word. Gaan stil word en gevra, Here, praat maar so bietjie met my, en laat ek hoor, en jy weet, Andries, ons praat mos baie as ons bid, en ek en jy gesels met mekaar, en jy gee my geleentheid, ek gee jou geleentheid, maar as ons bid, dan praat ons net, dan moet die Here luister. En ons moet ook luister. Daar moet tye kom wat ons net stil moet word. Gaan kniel maar net daar in jou kamer. Die skrif sê nie vir ons, moet net gaan in jou binnenkamer en sluit die deur toe agter jou nie. Los jou selfoon buitekant en alle goed. Het niemand jou plan nie. En dan word jy net stil, dan hoor jy mos nou die stem wat met jou praat. Baie lief vir die Heilige Gees, ek glo nie daar is 'n
anderste stem wat ek in my lewe wil luister en ek het die vrymoedigheid as ek is ook mens en ons is almal mens en ek het ook foute gemaak op my pad. Ek het foute gemaak op my pad. Maar weliswaar, deur die stem van die Heilige Gees het ek die vermoë gehad om te sê, hoorie, ek is jammer. Ek is baie jammer. Ja. En dit is die Heilige Gees. Dus wanneer sy stem praat met jou, dan het jy die voorreg om hierdie goed te doen, sonder dat jy verklein voel of vernederend voel. Want Jesus Christus het dit vir ons almal gedoen. Jy is mos 'n navolger en ek is 'n navolger. Ons almal 'n navolger van Jesus Christus. Dis hoekom ons by die Heilige Gees wil wees in ons lewe. Hy is ons leidsman. Maar is nou allerlaaste dingetjie, want ons tyd is op nou amper weer op, en dit is tale. Hoe voel oom oor tale? Andries, dis 'n wonderlike gawe. Dis 'n wonderlike gawe. Almal verstaan dit dalk nie heeltemal reg nie. Maar in die vorige jare het ek wil vinnig daardeur hardloop. Het ou Pinkster gebesef, as jy nie tale praat nie, as jy nie gedoop in die Gees van Jesus Christus. Nou ja, maar op die einde van die dag het ek verstaan, die dag toe ek 'n besluit geneem het van die wêreld af Jesus Christus, toe het ek sy Gees ontvang. En toe het ek na 1 Korintiërs 12 toe gegaan en ek het na die gawes en sy werke gaan kyk. En talespraak is 'n gawe. Dit is 'n deel van die bediening in die huis van die Here. Ons ken al die gawes wat maar ja, om jou vraag te beantwoord, ek wil dit soos Paulus beantwoord. Ek wil baie graag meer in tale praat as almal om my. Maar ek wil liewste een woord in 'n profesie in 'n verstaanbare taal bring waar ek die gemeente en die persoon kan bou. Maar talespraak is 'n wonderlike gawe in enige persoon se lewe. En ek wil vandag wil ek met ons kykers daar buite sê, ons Pinkstermanne, kom ons wees nederig as ons by hierdie goede kom, by die gawes en die werking van Pinkster kom. Ek wil met ons praat daar buite en ons sê, ons moet nie dink ons is verhoog as ons sê ons praat in tale of ons profeteer. Ons moet altyd nederig wees. Ons moet onthou, hierdie gawes het God vir ons nagelaat om sy kerk te bou, wie ek en jy en almal om ons is, en laat ons nie skade aan die kerk doen met dit wat ons moet doen. Halleluja. Sjoe, nee, dit is so belangrik. Kom ons wees stil en vertrou. Ek weet hier waar ek nou sit, sê ek net, Here, ek wil amper begin net bid en sê, Vader, wees met ons. Yes. Praat met ons. Ja. Openbaar die woord vir ons. En ek wil vir elke kyker daar buite sê, baie dankie vir die saamkuier. Amen. Ek glo, ons is een in gees, en ons vertrou, ons staan op die rots, en ons herinner God aan sy beloftes. Hy sê, ons moet nie ophou nie. En ek maak van hierdie geleentheid dan om vir julle te sê, tot ziens, tot volgende keer. My oom gaan vir ons afsluit weer met 'n gebed. Baie dankie. Asseblief. Here, baie dankie dat u woord vir ons die waarheid is. Halleluja. Dankie dat u liefde onbeskryfbaar groot is. Dankie, Jesus. Dankie vir die prys wat u vir ons betaal het aan die kruis van Golgotha. Dankie. Onvoorwaardelik. Halleluja. Ons eer en erken u daarvoor. Lei ons deur hierdie dag, lei ons deur die lewe. Ons bid ook vir hulle daar buite vanmiddag, wat vir ons na hierdie uitsending luister, dat die Gees van God elkeen se lewe ryk en vrylik sal wees. Baie dankie vir alles, ons vra in Jesus wonderlike naam om ons te verdaag in hierdie dag, en ons eer en erken u daarvoor. Amen. Amen. Jesus doen dit weer. Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat u regeer. Sien van God.